Baie welkom by vandag se episode van Leef Lig. En vandag het ek 'n hele mond vol om met julle te deel. Ek wil begin met iets wat onlangs wêreldwyd opslag gemaak het. Australië het pas 'n wet goedgekeur wat kinders onder 16 verbied om sosiale media rekeninge te hê. Ja, jy het reg gehoor. Platforms soos TikTok, Instagram en Snapchat sal binnekort nie meer toeganklik wees vir jong mense onder daardie ouderdom nie. Die Australiese regering se betrokkenheid by digitale gesondheid het die afgelope paar jaar toegeneem en met goeie rede. Kinders en tieners is baie meer vatbaar vir die negatiewe impak van aanlyn platforms. Nie net omdat hulle breine nog nie ontwikkel het nie, maar omdat hulle emosionele wêreld word gevorm deur vergelyking, erkenning en verbondenheid, die gevoel dat ek iewers hoort. So wat probeer die regering beskerm? Heel eers gaan dit oor slaapversteurings. Dit is maar nou net so, of ons dit nou wil erken of nie, selfs by ons groot mense, maar skermgebruik voor slaaptyd onderdruk melatonien. En dit versteur die sirkadiese ritme en dit lei tot moegheid, konsentrasieprobleme en uiteindelik emosionele uitputting. Dan probeer hulle natuurlik ook kuberafknouery bekamp. Sosiale media maak dit maklik om anoniem te kritiseer en uit te sluit en om iemand af te breek. En die impak is nie net sosiaal nie. Dit raak selfbeeld, angs en selfs selfdoodrisiko. Dan natuurlik is daar ook hierdie konstante vergelyking. Kinders sien die hoogtepunte van ander se lewens en hulle begin glo, hulle is nie goed genoeg nie. En dit lei tot depressie, eetversteurings en 'n gevoel van isolasie. En dan natuurlik hierdie verslawing aan dopamien. Ons gaan nou nog baie praat oor dopamien vandag. Maar dit is 'n groot saak wat die regering probeer bekamp, is hierdie verslawing aan dopamien. Want platforms soos Facebook en Instagram, TikTok, is ontwerp om juis dopamienvloede te aktiveer. Al die likes wat byvoorbeeld op Facebook is, al die notifications wat 'n mens kry, daai flitsse in die vorm van advertensies, dit alles leer die brein om hoë stimulasie te verwag en die gewone lewe as vervelig te ervaar. Ons is inderwaarheid nie opgewasse teen die aanslag van tegnologie en sosiale media nie. Ons breine is eenvoudig nie ontwerp vir die konstante vlak van stimulasie nie. En die regering het gesê, genoeg is nou genoeg. En hulle beplan om dit streng te reguleer met boetes van miljoene dollars vir platforms wat nie saamwerk. En hulle hoop om teen einde Desember 2025 dit te implementeer. Nou of jy nou saamstem met hierdie besluit of nie, dit wys net hoe dringend en aktueel die gesprek oor digitale verslawing nog steeds is. En is nie meer net 'n bekommernis vir ouers nie, dit raak almal van ons. En vandag wil ek saam met jou delf in hierdie tema van hoe raak digitale verslawing jou en my geloof en ons verhoudings en ons vermoë om teenwoordig te wees, net in ons eie lewens. So, kom ons begin, ons val somme weg. Na oorlewering het die Grieke vir 10 jaar die stad Troje probeer binneval, maar sonder sukses. Uiteindelik het Odysseus 'n plan beraam. En aangesien perde vir die Trojane 'n heilige dier was, het die Grieke uit hout 'n reuse perd gemaak en voorgegee dat hulle die perd daar laat as 'n geskenk. Toe die Trojane sien dat die Grieke almal weg is, het hulle die reuse perd die stad ingedra.
Party het gewaarsku teen die perd, terwyl ander weer gesê het, ag man, dis skadeloos. En daardie aand het hulle 'n groot partytjie gehou en natuurlik te veel gedrink. Die perd was egter binne was hy uitgehol en binne in versteek was 'n hele klomp van die Grieke se dapperste vegters. Teen middernag het hulle uitgespring, hulle die wagte vermoor en toe die poorte van die stad oopgesluit sodat die Grieke die stad kon binneval. Vandag het ons 'n gesegde vir wanneer iemand 'n vyand onwetend innooi tot in die veiligste deel van hulle bestaan, dan sê ons, hulle het die Trojaanse perd binne genooi. Nou 'n perd wat beslis by ons ingeglip het en wat hier is om te bly, is tegnologie. Op sigself is tegnologie nie 'n slegte ding nie. Dis absoluut revolusionêr op soveel gebiede en dit het ons lewens op soveel gebiede verbeter en vergemaklik. So ons praat nie teen tegnologie nie, hoor dit mooi. Tegnologie is 'n goeie dienaar, maar 'n baie gevaarlike meester. Ons kan natuurlik nie vandag ons lewe sonder tegnologie indink nie. So ja, tegnologie is goed. Maar dit gaan oor daai verslawende effek wat byvoorbeeld ons fone, wanneer ons met WhatsApp, Facebook, Instagram en deesdae TikTok en rekenaars met ons speletjies en pornografie en al die ander dinge op daai verslawende effek wat dit op ons het. Die ironie is dat dit eintlik is hierdie 'n sosiaal aanvaarbare verslawing, waar al die ander verslawings trek ons neuse op en ons frons daaroor en ons oordeel dit. Wanneer dit kom by digitale verslawing, is dit, lyk vir my, ironies genoeg, eintlik 'n sosiaal aanvaarbare verslawing, want die punt is ons almal is verslaaf. Maar die punt is egter, 'n verslawing bly 'n verslawing, want dieselfde deel van jou brein word aangetas. En soos meeste verslaafdes bly ontken en bly ontken, hulle het 'n probleem, ontken jong mense en groot mense, hulle is verslaaf aan hierdie klein toestelletjie. Dis beslis nie net tieners wat hiermee 'n probleem het nie. Tot bejaardes deesdae het hulle eie selfoon lingo. As jy jou ma WhatsApp om te vra byvoorbeeld wat maak sy, dan kry jy dalk die volgende boodskap, 'n afkorting van BDD. En as jy nie geweet het nie, dit staan vir by die dokter. Of LOB, lê op bed. Of SEL, sit en lees. Of BVSB beteken by 'n vriend se begrafnis. So ek sê maar net, hierdie is regtig nie net 'n probleem van jong mense nie. Ons ouer mense, hulle is daarom net so verknog aan daai oulike videoetjies wat hulle oor en weer vir mekaar stuur en al die goeiemôre en goeienaand boodskapies. So ja, beslis, nie net 'n probleem vir jong mense nie, maar ons almal. Ons spandeer elke liewe dag ure op Facebook. Jy verloor skoon tred. So as jy Facebook op is, dan is jy meer my ouderdom en die jonger garde is deesdae op Instagram. My dogter sê weer die naweek, sy het Instagram gedelete want dit hou haar so besig, hou haar van die leerwerk af en die mense is net die hele tyd besig om te kyk wat ander mense doen. Ons is tog net so bang om uit te mis op enige iets wat aangaan. Daar is tot 'n naam daarvoor, jy het sekerlik al daarvan gehoord, ons noem dit FOMO, the fear of missing out. Ek daag jou uit, as jy nou iewers heen ry vandag, of jy is dalk nou in die kar, as jy weer by 'n robot stop, en jy kyk na die mense in die karre om jou, kyk net so links en regs, hoeveel mense sien jy met hulle oë vasgenaal op hulle fone, nie heeltemal bewus van wat om hulle aangaan nie. Erger nog is, daar is van ons doen dit terwyl ons bestuur, is ons besig om 'n WhatsApp te stuur,
of selfs 'n voice note. Kyk ook weer as jy bietjie in 'n restaurant is. Dis vir my die lekkerste en interessantste om te kyk hoeveel mense is op hulle fone. Hulle is saam met mense aan tafel, maar hulle is op hulle fone. Selfs tot in die kerk. Nou kom ek verduidelik net sommer dadelik. Hoekom sê ons raak 'n mens verslaaf? Nou ons almal weet as jy verslaaf raak aan dwelms of dobbel of drank, enige van daai, dan is dit 'n baie negatiewe effek op jou lewe en ook op die lewe van die mense rondom jou. Nou, ek het gesê tegnologie raak ook 'n verslawing. Hoekom sê ek so? Die rede daarvoor is omdat dieselfde deel van jou brein word aangetas as in die geval van dwelms, drank, dobbel. Nou kom ek verduidelik vir jou wat gebeur en ek gaan vir jou 'n prentjie ook wys wat dit gaan verduidelik. Ons brein word letterlik oorlaai deur daai konstante blootstelling aan hoë stimulerende digitale aktiwiteite soos sosiale media of videospeletjies of wanneer ons 'n series binge. Elke keer as ons iets geniet, soos byvoorbeeld as ons lekker lag vir 'n grap of 'n lekker liedjie luister of 'n drukkie kry, dan stel ons brein dopamien vry. Dis die chemiese boodskappe wat ons laat voel, dit was lekker, doen dit weer. Dopamien is die goedvoel hormoon. Maar wanneer ons aanhoudend hoë vlakke van dopamien afskei, deur intense digitale stimulasie, soos ure wat jy op jou foon is met Instagram of TikTok, dan begin die brein homself verdedig teen die oorlading en jou brein begin eintlik dan naderhand te sê, "Hokai, hierdie is nou te veel, stop." Met ander woorde, wanneer jy aanhoudend die plesiersentrum van jou brein as te ware flood met dopamien, begin daar naderhand iets soos 'n muur vorm. Met die gevolg dat normale hoeveelhede van dopamien nie meer in daai plesiersentrum van die brein kan inkom nie. Normale aktiwiteite soos speel en gesels of 'n boek lees, voel net nie meer lekker nie, niks is meer lekker nie. Die brein ignoreer dan die klein hoeveelhede dopamien. En wat 'n mens dan nodig het, is om dinge te doen wat betekenisvolle hoeveelhede dopamien sal afskei, wat die plesiersentrum van die brein sal bereik. So dit beteken meer en meer ure voor die rekenaar speletjie, of PlayStation, of rekenaar, of foon, om daardie groter hoeveelhede van dopamien af te skei, sodat jy voel, jy geniet iets. En julle die gevolg is uiteindelik depressie. Want niks wat jy doen, verskaf jou meer plesier nie. Jy word net soos dis net, niks is meer opwindend nie, niks laat jou lag nie, niks is vir jou lekker nie. Nou, as ons kyk na selfoonverslawing, dit is eintlik rarig. As ons mooi daaroor dink, is dit eintlik scary. Hoe erg is mense oor hulle fone? Kyk regtig maar net rondom jou rond. As jy in die dokter se spreekkamer sit, kyk net so 'n bietjie om jou, hoeveel mense sit net, of lees 'n tydskrif, of gesels met iemand. Of soos ons genoem het, in restaurante. Die kinders is op hulle fone, hospitale, of in die huispak. Mense stap in 'n huispak in, hulle kan nie eers van vloer 1 tot vloer 2 net staan en rondkyk nie, hulle moet hulle foon uithaal. Selfs as jy kyk na kinders wat by die skoolhek uitkom, as die klok in die middag lui, hulle peel so by daai hekke uit, dan hou ek hulle so dop. En elke laaste een van hulle is op hulle foon. 10 teen 1 om te hoor, waar het ma gestop? Dit was altyd in my geval so, maar eintlik het hulle regtig net verleer, hulle kan net links kyk en regs kyk en dan gaan hulle jou daar sien staan, maar nee, hulle moet jou bel, hulle moet jou WhatsApp, hulle wil ook onmiddellik vra, waar is jy? Behoede jou siel as jy nie alreeds daar is nie, want ons kinders het ook verleer om bietjie te wag,
Ons moet altyd vir hulle wag, nie waar nie? Nou, in 'n studie wat gedoen is, oor hoe geheg mense aan hulle fone is gevind dat die persone wat deelgeneem het, is lief vir hulle fone. Hoe het hulle dit bepaal? Hulle breine het gereageer op die klank van fone, of die foon nou gelei het, of net gewibreer het, op dieselfde manier as wat hulle brein sou reageer op hulle kerel, of meisie, of troeteldier. Vir sommige is hulle fone dalk nie 'n verslawing in die ware sin van die woord nie, maar dis ware liefde. Om dieselfde gevoel te hê vir jou foon as wat jy vir 'n persoon het, sjoe, julle, dis nogal ontstellend. Vir baie mense het die selfoon nie net 'n plek in hulle sak geword nie, dit het 'n plek in hulle siel geword. Dis nie meer net daai toestelletjie nie, dis 'n bykomstigheid van hulle identiteit. Dit is soos 'n ekstra ledemaat, 'n digitale protese. Hulle gaan absoluut nêrens sonder dit nie. Nie badkamer toe nie kerk toe nie, selfs nie eens bed toe nie. Ons dra ons fone soos onderklere. Dis altyd aan. Dis altyd naby. En as ons dit vergeet, dan voel ons so blootgestel. Dis nie meer 'n slimfoon nie. Dis eintlik 'n sielfoon. Nou daar is selfs 'n fobie om sonder jou foon te wees. En hulle noem dit nomofobie. Nomofobie is nie net 'n modewoord nie. Dit is wraggies waar 'n moderne angsversteuring. Studies wys dat mense fisiese simptome ervaar wanneer hulle van hulle foon geskei word, as hulle dalk hulle foon iewers vergeet het of by die huis vergeet het. Dis sweet en is hartklopings, daar selfs paniek. Dis asof die foon 'n deel van hulle neurologiese landskap geword het. Nou, hierdie prent wys eintlik hoe ons gevangenisse is van ons foon. Dit is eintlik so waar, nee, dat in die ou dae, toe fone nog aan drade vas was die mens vry. Maar nou dat ons fone mobiel is ons eintlik gevangenisse. Mense kan ons net absoluut altyd in die hande kry. Nou kom ons beweeg bietjie oor na rekenaarspeletjies toe. Van julle se kinders is dalk nou nog in daai stadium. Ek moet sê ek is dankie tog bly. My kinders is nou eintlik uit daai stadium ontgroei en leer en werk nou te hard dat daar nie veel tyd is meer vir rekenaarspeletjies nie, maar dis 'n ding. Rekenaarspeletjies raak vir kinders 'n obsessie. In die artikel Caught in the Net, How to Recognize Signs of Internet Addiction, praat Dr. Jung oor games en hy vra die vraag, kan 'n mens regtig verslaaf raak aan games? En die antwoord is definitief beslis ja. Want dis 'n kliniese impulsbeheerversteuring. 'n Verslawing presies dieselfde as kompulsiewe dobbel. Hulle gaan selfs so ver om te sê dat 2 ure se gaming het dieselfde effek op jou brein as om 1 lyn kokaine te snuif. Dit verskaf vir jou dieselfde opwinding. En dit is nogal skrikwekkend, nee. Het jy al probeer om jou kind se game weg te vat? Wat gebeur? Hulle word kwaad. Sommige gewelddadig selfs en depressief. Een van die mees destruktiewe simptome van videogames is woede. Nou kom ek maak hier 'n kantopmerking. Hoekom is ons as ouers so bang om ons kinders se selfoongebruik te beperk? Ons is bang. Maar waarvoor? Ons is bang vir ons kinders se woede. Ons soek nie daai konfrontasie nie. Ons soek nie daai tantrum nie. Ons is nie lus op beklei nie. Ons het nie die krag aan die einde van die dag om te beklei nie. Ons is net moeg en ons laat hulle maar net gaan. Want vat 'n kind se foon weg en dit maak hulle mal.
Dis die grootste manier wat jy deesdae 'n kind kan straf deesdae, is om hulle foon weg te vat. Maar ek en jy as ouers moet bietjie besluit. In die tyd waarin ons vandag lewe, wie's die kind en wie's die ouer in julle verhouding? Of handhaaf ons die 11de gebod, wat sê ouers, julle sal julle kinders gehoorsaam. So ek en jy moet dit maar besluit. Wanneer ons perke stel vir ons kinders, hoekom doen ons dit? Ons doen dit omdat ons hulle beskerm, wil beskerm, omdat ons hulle lief het en ons weet wat die beste vir hulle is. Maar ek myself hier in die rede val en eintlik sê wat nogal interessant is. Ons praat nou van kinders wat games speel. Maar dit is eintlik baie interessant is dat die gemiddelde ouderdom van 'n gamer is eintlik heel wat ouer as wat mense gewoonlik dink. Die gemiddelde ouderdom van gamers wêreldwyd is ongeveer, kan jy raai? Raai bietjie? 33 jaar. Ja, jy het reg gehoor. 33 jaar oud. So wat ons mekaar sê is dat ja, gaming is ook nie net vir tieners nie. Dis 'n multigenerasie stokperdjie van kinders tot oumas wat Candy Crush speel. Die groei van mobiele speletjies en aanlyn platforms het dit vir mense van alle ouderdomme toeganklik gemaak. Kom ons praat 'n bietjie oor 'n sensitiewe onderwerp en dit is pornografie. Nou nog 'n groter verslawing as gaming is die verslawing aan pornografie. Dit het 'n epidemie geword. Kan julle onthou in die ou dae om toegang tot 'n pornografiese tydskrif te kry, moes jy die kans vat, jy moes winkel toe gaan en jy moes daar 'n boek gaan koop. En dikwels daai boeke was in plasties of breinpapier toegewees. Maar almal het geweet wat se boek is jy besig om te koop wat so toegedraai is. Sommige mans het ingeteken op tydskrifte wat dan deur die pos afgelewer is. Nou alhoewel dit 'n mate van privaatheid verskaf het die risiko steeds bestaan dat die tydskrif iewers in die huis gesien kan word, of as maar die bed opmaak, of die bediende onder die bed skoonmaak, dan kom daar dalk 'n boek of 2 uit wat jy dink jy weggesteek het. Nou, alhoewel die risiko's nie verspreiding van pornografie gestop het nie, het dit die verspreiding ten minste dan stadiger gemaak en het ten minste toegang beperk. Almal het nie vrylik toegang daartoe gehad nie. Dit het nou alles verander met die spoed en die privaatheid van die internet. En so ook die toename van die chemiese afhanklikheid van pornografie. Dit klink miskien snaaks om te sê chemiese afhanklikheid aan pornografie. Maar daar's gevind dat verslawing aan pornografie is chemies, feitelik dieselfde as wat die is aan kokain en heroïnverslawing. Dis net die manier waarop dit toegedien word wat verskil. In plaas van met 'n naald of wat jy dit snyf deur jou neus, is pornografie kom dit deur jou oë, die vensters van jou siel. En die selfoon is die mees algemene manier waarop na pornografie gekyk word. Maar hoe daar ook al na pornografie gekyk word, of dit nou deur 'n selfoon of 'n tablet of rekenaar of 'n laptop is, die feit is, dit versprei so maklik. En om toegang daartoe verkry is verspot maklik. Die nuutste 2025 statistieke wys dat 80% van gebruikers wat pornografiese webwerwe besoek, doen dit via hulle selfone. Die gebruik van mobiele toestelle vir toegang tot pornografie het met 50% toegeneem oor die afgelope 5 jaar. 60%.
60% van seksuele inhoud op die internet word via selfone gekyk. Die gemiddelde ouderdom van eerste blootstelling aan pornografie is nou al 11 jaar oud. En meestal is dit via 'n slimfoon. 64% van tieners gebruik hulle selfone om toegang tot pornografie te kry. So wat beteken dit prakties? Die selfoon is nie meer net 'n kommunikasietoestel nie. Dit is 'n baie persoonlike portaal tot die mees private en dikwels problematiese inhoud. Die diskrete aard van selfoongebruik maak dit makliker vir jong mense en vir volwassenes om pornografie te gebruik sonder toesig. En hierdie tendens het 'n sielkundige impak. Daar's definitief 'n verhoogde verslawing, risiko vir verslawing. Daar ontstaan hierdie verwronge sienings van intimiteit en natuurlik mense word net emosioneel heeltemal afgestomp as hulle die heeltyd en so baie pornografie kyk. Die selfoon het die rol van daai geheime kas oorgeneem. Daardie plek waar mense hulle donkerste geheime weggesteek het. Maar anders as 'n kas, is hierdie een is net altyd in jou hand. Dis nie net 'n toestel nie, dit is 'n venster na begeertes wat vorm gee aan die siel. Soms sonder dat jy dit eers besef. En ek weet, jy dink miskien, maar my kind is 'n goeie kind. My kind sal nie sulke goed kyk nie. Maar wat 'n mens moet onthou, ja, jy het 'n goeie kind en jy het 'n oulike tiener, maar ook jou tiener se impulsbeheer, hulle empatie en hulle oordeel, daai gesonde oordeel van hulle is nog onderontwikkel. So dit mag lei dat hulle self bevind op webtuistes wat gevaarlik is. En wat 'n volwasse sal weet miskien om weg te bly, maar 'n jong mens sal nie. En is daai nuuskierigheid, tieners is baie nuuskierig. Hulle maak dat hulle rondkrap, maar hulle partykeer nie moet nie. En hulle het ook 'n hiperaktiewe risiko en beloningssisteem wat maak dat hulle net makliker verslaaf raak as volwassenes. Tieners is nog nie gebou vir selfbeheersing nie. Hulle is gebou vir ontdekking. En dis hoekom 'n foon sonder grense, soos 'n snoepwinkel sonder toegang is. Dit sal jou miskien interesseer om te weet dat die wêreldwye pornografiebedryf word tans geskat tussen 58 miljard en 287 miljard dollar per jaar. Platforms soos OnlyFans genereer meer as 6,6 miljard dollar in hulle jaarlikse inkomste as gevolg van mense wat hulle platform besoek. Virtuele realiteit pornografie is ook 'n groeiende segment met 'n verwagte waarde van 19 miljard in hierdie komende jaar. Ons moenie naïef wees nie. Ons almal is blootgestel. As jy kyk na net mense, gewone mense, kerkmense, Christenmense, Afrikaner mense, se soekgedrag en internetverkeer, dan sê hulle dat ongeveer 30% van internetverkeer hou verband met pornografiese inhoud. 1 uit elke 5 internetverbruikers wat volwasse inhoud kyk, is nogal vroulik. Pornhub was in 2024 die 6de mees besoekte webwerf ter wêreld, met meer as 5,6 miljard besoeke in 1 maand, nie in 'n jaar nie, in 1 maand. So wat is die sielkundige impak van pornografiese kyk? En ons kan baie diep daarin gaan, maar net vlugtelings sê ek vir jou dat gereelde gebruik
van pornografie is gekoppel aan verhoogde vlakke van depressie en angs en stres, veral onder ons jong volwassenes. 'n 2020 studie het bevind dat 45% van pornografiese video's ten minste een daad van fisieke aggressie bevat. Dis waaraan ons kinders hulle self blootstel. Dit word hulle normaal. As hulle gereeld daaraan blootgestel word, dan word hulle so gedesensitifiseer daarvoor, dat hulle dink maar dit is normaal, dat dit in verhoudings so werk. Hierdie syfers wys hoe diep gewortel en wyd verspreid die verskynsel is. En dit onderstreep die belangrikheid. Daar word by die $3 biljoen 'n jaar aan internetpornografie bestee. Hierdie is nie grappies nie. Hierdie is nie klein geld wat op hierdie industrie gespandeer word nie. En dit sou tog nie, as dit nie winsgewend was nie. 1 uit elke 5 soektogte op die internet is na pornografie. 1 uit 5. Dis nie 'n oordrywing om te sê, dat as jy nie jou selfoon wys en verstandelik en verantwoordelik gebruik nie, kan dit so maklik tot 'n verslawing lei. En daarom moet ons so versigtig wees en so mooi dink, wanneer ons vir ons tieners, vir ons jong mense, 'n selfoon in die hand stop. Hoe verantwoordelik rus ons hulle ook toe in die gebruik van hulle selfone? Kom ons praat bietjie oor multitasking verslawing. Jy weet hoe dit is. Wat is multitasking? Ons vroue kan nogal onsself daarop roem dat ons kan multitask. Nou, in hierdie geval werk dit so. Jy weet hoe dit is. Jy gaan sit om 'n voorlegging voor te berei of 'n verslag te skryf of jou wiskunde te doen en dan begin jou foon te beep. Jy hoor daar's 'n boodskap wat inkom. En natuurlik is jou foon baie meer opwindend as die taak waarmee jy nou net begin het. En met die presisie van 'n cowboy wat sy revolver uitblik, is jy by jou foon. En binne 'n sekonde is jy besig om iemand terug te boodskap. Na jy klaar is, vra jy nou jouself, waar was ek nou weer met hierdie voorlegging of met hierdie wiskunde som? Na 'n minuut of 2, wat jy jouself nou net weer 'n bietjie moes herfokus en weer moes heroriënteer, dan begin jy nou weer met jou projek of jou som. Na 'n paar minute, wat jy 'n paar goed neergeskryf het, hoor jy, maar hier kom 'n e-pos in, of hier kom nog 'n boodskap in. En weer is jy soos daai cowboy, jy daai revolver hier uit so vinnig, en jy voel nou redelik goed, want jy het nou gereageer op 'n e-pos, en jy het 'n boodskap geantwoord, en jy is besig om aan jou projek te werk. Of het jy? Multitasking, sê hulle, is 'n mite. Jou brein kan nie multitask nie. Al wat jou brein kan doen, is om te task switch. Van die een taak na die ander kan hy omskakel. Neurowetenskaplikes het bevestig dat die brein nie werklik kan multitask nie. Ook nie eers ons vroue nie. Wat ons doen is eintlik net taakwisseling. Ons spring vinnig tussen verskillende aktiwiteite. En hierdie wisseling kom definitief met biologiese koste. Dit gebruik meer glikose en suurstof in die brein, wat jou vinniger moeg maak en wat jou fokus verswak. Studies toon dat produktiwiteit kan daal met tot 40% wanneer jy tussen take wissel, in plaas van om net een op 'n slag te voltooi. Inligting wat geleer word tydens multitasking word ook nie korrek gestoor in jou brein nie. Dit beland in die verkeerde deel van jou brein wat geheue en begrip uiteindelik benadeel. 'n Studie wat deur die Instituut van Psigiatrie in Londen gedoen is, het bevind dat werkers wie se aandag voortdurend afgetrek word deur e-posse en oproepe, 'n IQ-daling van 10 punte ervaar het. Dit is meer as dubbel die impak van dagga, wat gemiddeld 'n 4-punt daling veroorsaak.
Die effek is vergelykbaar met 'n hele nag se slaapverlies en dit beïnvloed konsentrasie, besluitneming en kreatiewe denke. Ons dink ons is produktief wanneer ons alles tegelyk doen, maar ons brein is nie 'n sirkus nie. Dit is nie gemaak vir plate spin nie. En elke keer wanneer ons spring tussen 'n WhatsApp en 'n e-pos en 'n gebed, verloor ons nie tyd nie, ons verloor ons helderheid en soms ook ons menslikheid. Wanneer ons so spring van een taak na die volgende, dan verlaag ons brein se vermoë om diep te dink en om kreatief te wees. Nou, ek wil jou vertel van 'n fascinerende studie wat regtig insig gee in hoe subtiel tegnologie ons breine beïnvloed, selfs al gebruik ons dit nie aktief nie. En ek is altyd lief om hierdie voorbeeld te gebruik voor die eksamen, wanneer die tieners en jong mense moet leer vir die eksamen. Dan sê ek altyd die volgende. Hierdie studie het gewys dat die fisiese teenwoordigheid van 'n selfoon, al is dit afgeskakel, al is dit stil en omgedraai, kognitiewe prestasie merkbaar verminder. En hier is hoe die studie gewerk het. Die navorsers het 548 deelnemers, hulle het hulle in 3 groepe verdeel. Die eerste groep, selfoon op die lesenaar, afgeskakel en stil. Die tweede groep, dit was selfoon in 'n sak of 'n handsak. Die derde groep was 'n selfoon in 'n ander vertrek. Almal het dieselfde kognitiewe toetse voltooi. Probleemoplossing, geheue en fokus. Die resultate was die volgende. Die groep met die selfoon op die lesenaar het die swakste gevaar. Die groep met die selfoon in die sak het effens beter gevaar. Die groep met die selfoon in 'n ander kamer het die beste gevaar. Hulle breinfunksie was merkbaar hoër. En hier's die verrassende deel. Die meeste deelnemers het gedink die selfoon het geen invloed gehad nie, maar die brein het anders gewys. Die navorsers het verduidelik dat die selfoon, al is dit af en buite sig, steeds kognitiewe kapasiteit, dit steel dit, omdat dit ons, soos hulle sê, privileged attentional space, omdat dit daar leef. Dis soos om jou naam te hoor in 'n skare. Jou brein reageer, al wil jy nie eers nie. So, wanneer dit nou weer eksamentyd of leertyd is, moedig jou tiener aan om daai foon in 'n heeltemal 'n ander kamer te sit, selfs ons groot mense. As jy diep kognitief wil werk, en as jy vinnig wil werk, en as jy gefokus wil werk, blok vir jouself tyd uit en sê, vir hierdie tyd gaan ek my foon in 'n ander vertrek sit. Jy sal geskok wees om te sien hoeveel jy gedoen kry in die hoeveelheid tyd, in 'n baie korter tyd, omdat jou aandag nie so afgelei word nie. Probeer dit. Dis die moeite werd om net 'n kans te gee. Nou, Facebook en Instagram, gaan dink maar net hoeveel ure per week spandeer jy op Instagram en Facebook. Jy kan dit gaan meet, daar's apps, 'n toeps op jou foon wat letterlik vir jou kan sê hoeveel tyd spandeer jy op elkeen van hierdie platforms. Nou net soos in die geval van WhatsApps, elke keer as jy 'n like of 'n kennisgewing kry, weet jy wat gebeur? Elke liewe keer stel jou brein dopamien vry, dis soos 'n inspuiting. Dis daai selfe neurotransmitter wat vrygestel word as jy dwelms gebruik. Daarom is dit verslawend. Jy's absoluut verslaaf aan daai dopamien inspuiting. Jy kan nie help om jou foon op te tel, om te kyk, is daar 'n boodskap, is daar 'n nuwe notification nie. Die gemors met Facebook en Instagram is, dit begin ons selfwaarde, begin ons koppel, baie keer aan hoeveel likes ons kry. Net as ons iets post vir ons sien, het iemand anders iemand het daarom gesien, het iemand daarom kommentaar gelewer, het iemand daarom 'n emoji gestuur. As jy mooi daaroor dink, dis eintlik baie snaaks hoe daar 'n stigma is aan dwelmverslawing en alkoholverslawing.
Maar digitale verslawing is soos half aanvaarbaar, want ons almal doen dit. Tog is dit net so chemies verslawend as wat harde dwelms is. As 'n mens na die Bybel sou wou kyk, dan kan 'n mens gaan kyk na 1 Korintiërs 6 vers 12, daar staan, daar is mense wat sê, alles is my geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is my geoorloof, sê hulle. Ja, maar ek gaan my nie deur enige iets laat verslaaf nie. So, ja, jy kan seker enigiets doen, jy kan enigiets probeer, maar, sê die Bybel, ek gaan ook nie dwaas genoeg wees om my te laat verslaaf raak aan iets nie. Dat iets so 'n houvas op my kry nie, en dat iets my lewe beheer, dat ek nie meer in beheer is nie. Want wat duidelik is dat ons die vryheid het om alles te geniet. Maar wanneer iets beheer oor ons kry en 'n houvas oor ons kry, dan dink ek, moet die rooi ligte vir ons aangaan. En dan het ons die lyn gekruis van goeie geestelike en fisiese gesondheid. Wanneer iets mag oor ons het, en ons word soos 'n slaaf aan 'n meester, kom ons wees dan eerlik, dan is ons besig om te sondig. Die Here is nie teen tegnologie nie. Hy is teen die dinge wat ons geestelik en fisies en emosioneel en intellektueel en verstandelik sal benadeel. Die Here is teen enigiets wat jou van hom al weghou. Nou as ons mooi daaroor dink, die brein is 'n absolute wonderlike iets, maar ons breine is ook ontsettend broos. En daarom moet ek en jy balans aanleer. Na 'n uur van rekenaar gebruik, ongeag of dit nou ongeag wat die digitale aktiwiteit is dit of dit nou was om iets te skep of jy net gespeel het, na 'n uur word die adrenale stelsel oor die rand gedruk, wat die risiko verhoog van angstigheid en depressie en selfs diabetes, slaaploosheid en hoë bloeddruk. Die brein, hy kan net soveel digitale stimuli vat, dan moet dit 'n breek gee, dan moet jy jou brein laat rus. So stel vir jou dan nou maar 'n alarm, wat na elke uur op die meeste, maar eintlik is dit beter 40 minute, om 'n breek te vat, om jou brein te laat rus, om bietjie te gaan stap, om gou te gaan water drink. Jou brein is broos, pas hom op. Nou weet ek ook wanneer ons oor selfone praat en babas, dan weet ek dat die beste baba-oppasser ooit is seker jou selfoon, tablette en iPads. Dit is te verstaan dat mense hulle fone gebruik om hulle kinders besig te hou. Want ouers werk en dis regtig die goedkoopste en betroubaarste baba-oppasser lyk my. Ons stop net 'n foon of 'n tablet in 'n kind se hand om hulle net kalm te hou, om hulle net besig te hou, net rustig en dat ons net 'n bietjie kan asem skep. En dan, op 'n stadium, moet jy nou weer daai foon of tablet uit daai kind se hand uitvat. Dan is dit oorlog en ons vrees altyd daai moment, nê. Gemiddelde daaglikse skermtyd per ouderdomsgroep. Kan jy raai wat dit is? Kan jy raai wat is die gemiddelde daaglikse skermtyd vir kinders onder 2 jaar wêreldwyd? Dis plus minus 1 uur en 3 minute, let op die 3 minute, hulle het dit nou baie fyn gaan uitwerk. Kan jy dink, 'n kind onder 2 jaar spandeer oor 'n uur op een of ander vorm van 'n foon, of 'n selfoon, of 'n tablet? Dis nogal baie. Kinders tussen 2 en 4 jaar spandeer gemiddeld plus minus 2 uur en 8 minute per dag. Kinders tussen 5 en 8 jaar plus minus 3 uur en 28 minute per dag. Die meeste van hierdie tyd word aan TV en video's bestee. Gemiddeld 1,5 uur per dag. Maar
Dit sluit ook ander forme van digitale media in, soos kort video's, speletjies en opvoedkundige apps. Navorsing wat gedoen is, het gewys dat wanneer klein kindertjies vir lang tye aan vinnig veranderende beelde van die TV blootgestel word, gedurende hierdie absolute kritiese tyd van breinontwikkeling, word hulle breine geprekondisioneer om hierdie hoë vlakke van input te verwag. En dit lei dan tot gebrek aan aandagsspan later in hulle lewe. Die vinnig veranderende beelde en hoë vlakke van visuele stimulasie herbedraad die kinders se breine. Wat beteken, kinders se breine begin verwag dat alle inligting so vinnig en intens sal wees. En wat die gevolg daarvan uiteindelik is 'n korter aandagsspan. Alle kinders het nie noodwendig ly hulle aan ADHD noodwendig nie en moet Ritalin of iets gebruik nie. Die oorsaak van hulle kort aandagsspan is dood eenvoudig 'n te veel en blootstelling aan TV, aan visuele stimulasie. En nou sit hulle in 'n klas van wat? 30 kinders en daar staan 'n arme een juffrou daar voor en sy moet hulle vermaak. En wat gebeur? Hulle kan nie byhou nie, sy verander nie so vinnig soos die beelde op 'n skerm nie. En daarom is ons kinders vandag se aandagsspan so sleg, so kort. Ons het 'n aandeel daarin en ons moet waaksaam wees oor dit. Hierdie vreeslike blootstelling aan digitale toestelle het 'n effek ook op taalontwikkeling. Dit lei ook tot 'n verminderde vermoë om sin te maak baie keer van 'n storie, dat hulle nie altyd noodwendig 'n storielyn goed volg nie. Hierdie heeltyd TV kyk, die heeltyd op die foon kyk, maak ook dat kinders regtig swakker sosiaal met mekaar interaksie het. Want kinders leer nie meer hoe om 'n gesigsuitdrukking te lees en in geselskap normaal op te tree nie, maar alles net hierdie heeltyd kyk hulle na hierdie passiewe skerm. Jy kan baie keer kyk of kan kinders jou net mooi, ordentlik, vriendelik groet? Kan kinders 'n gesprek met jou hê? Kan kinders jou in die oë kyk? Kan kinders 'n bietjie konflik hanteer? Kan kinders redeneer? Hulle verleer dit. Hulle het byvoorbeeld vir kinders 'n videoklip gespeel van Baby Einstein. En ons sal net maar sê, ja, maar ons kinders kyk dan nou hierdie opvoedkundige goeters op die skerm. Nou wat hulle gedoen het, hulle het vir hulle klips gespeel van Baby Einstein en hulle het gevind, die kinders het nie probeer sin maak uit die storie nie, want hulle kan nie, hulle is nog te klein. Maar hulle was wel gefassineer deur die vinnig veranderende beelde en daai verhoogde stimulasie. Met ander woorde, al kyk hulle aandagtig na daai opvoedkundige video en jy dink hulle word slimmer by die minuut, dan het ons nou ongelukkig slegte nuus vir jou. Hulle leer absoluut niks. Hulle word net vermaak. En daar sal later 'n prys wees wat ons daarvoor moet betaal. Nou, jy gaan dalk nie van die volgende hou nie, veral as jy nou klein kindertjies het. Maar die Amerikaanse Akademie vir Pediatrie beveel aan dat kinders onder 2 geen skermtyd moet hê nie. Nou, ek het dit gaan verifieer op verskillende platforms. Dit is so. Tot op die ouderdom van 2 jaar moet jy asseblief so ver as moontlik 'n foon, tablet van jou kind af weghou. In hierdie tye is daar waar die tapperkas en die potte en die deksels waar dit weer moet ontdek word. Navorsing wys dat hoe meer kinders voor die ouderdom van 3 TV kyk, hoe meer geneig is hulle om aandagafleibaar te wees as hulle ouer word. Vir elke uur televisie per dag wat kinders tussen die ouderdom van 1 en 3 jaar oud kyk, verhoog hulle risiko om op 7-jarige ouderdom aandagprobleme te hê met ongeveer 10%. Elke uur se TV is soos 'n suikerbom vir die brein. Dis vinnig, dis lekker, maar dis nie voedsaam nie.
Ek weet ons ouers is moeg, oorlaai, kom moeg van die werk af en het nie nog krag om saam met hulle kinders altyd 'n storieboekie te lees of bietjie op die mat te speel nie. Maar dit is absoluut die moeite werd. Want daar is gevind, hoe meer 'n kind kognitief gestimuleer word, neem hulle kans om aandag afleibaar te wees af. Sulke aktiwiteite is byvoorbeeld ouers regtig wat saam met hulle kinders lees, wat liedjies sing, wat nog games speel, Monopoly en sulke goed, wat saam net gaan stap in die tuin, of wat hulle op 'n uitstappie vat na 'n museum toe, of 'n parkrun saam gaan doen. Daar is regtig nog soveel om te sê. Maar mag ons net meer ingestel raak oor hoeveel tyd neem ons digitale toestelle van ons lewens op. En as ons besef, maar dis dalk 'n probleem in my lewe, dat ek intentioneel sal wees en dat ek iets daaraan sal doen. Al dink jy nie dis so erg nie. Meeste van ons is ten minste skuldig aan ongeskiktheid. Al is ons nie verslaaf nie, kan ons nogal vreeslik ongeskik wees met ons fone. Ons sal saam met iemand 'n koffietjie gaan drink, maar ons foon is daar op die tafel en met die gesig op en laat daar net 'n boodskap inkom, dan is ons dadelik op ons fone. Of ons is in 'n geselskap of in 'n vergadering en ons is besig op ons fone, ons gee nie ons aandag nie, ons is nie teenwoordig nie. Ons leef in 'n wêreld van apps, daar's apps vir elke moontlike ding, vir gesondheid, vir produktiwiteit, vir gebed selfs. Maar daar's een app wat jy nie in die App Store gaan kry nie. En dis die een wat ons die meeste nodig het. En ons noem dit respek. Dis wanneer jy jou foon neersit, of jou foon selfs wegsit, nie eers op die tafel hou nie, en wanneer jy iemand in die oë kyk, en sê, ek sien jou, jy is belangrik, ek is hier, ek luister na jou. My een vriendin sê, tot haar hond raak vies vir haar, as sy in die aande haar foon optel. Hy sal by haar lê, maar die oomblik wat sy haar foon optel, dan staan hy op, en hy loop weg, en hy gaan lê op 'n ander plek. Nou dit sê vir ons baie, as tot jou hond kan aanvoel, jou aandag is nou op 'n ander plek. Al hierdie toestelle wat ons het, lei uiteindelik tot isolasie. Ons kan as 'n gesin saam om die kombuistafel sit, maar as pa op sy rekenaar is en ma sit op haar tablet besig met Pinterest en sissie met oorfone in haar ore en boetie is op sy foon, dan raak ons net geïsoleer. Ons is saam, maar ons is nie saam nie. Ons kan saam wees onder een dak, maar elkeen is in sy kamer besig op een of ander toestel. Dan is ons regtig nie saam nie. En ons raak eintlik disconnected van mekaar. En dis nie wat die Here se plan vir ons gesinne is nie. Die Here het ons gebou vir verhoudings, vir face-to-face verhoudings. En bowe dit alles het hy ons gebou vir 'n verhouding met hom. En die goed steel ons ook weg van hom. En God sê eintlik, ek wens ek kon soveel tyd, of net 'n deeltjie, selfs van die tyd wat jy aan die selfoon spandeer, net 'n deeltjie daarvan aan my spandeer het. Nou, ek wil hier teen die einde, wil ek miskien 5 wenke met jou deel, vir julle wat kinders nog in die huis het, om dalk te kyk of dit moontlik vir julle as gesin kan werk. Nou, die eerste een gaan ons nie baie van hou nie, mense hou nie baie van hierdie een nie, en dit is dat fone nie in kamers hoort, wanneer jy gaan slaap nie. Hou selfone uit kinders se slaapkamers. En ja, jy gaan dink, ag, dit is belaglik, hoe gaan ek dit reg kry? Maar, as ons dit nie doen nie, dis oké, jy hoef dit nie te doen nie, maar daar is gevolge. Navorsing toon dat selfoongebruik voor slaaptyd wel verband hou met slapeloosheid en verminderde slaapkwaliteit. Dit vat vir jou langer om in daai diep slaap te kom. Daai vertraagde slaaptyd, en kinders sukkel om af te skakel na al daai stimulasie. Dit veroorsaak versteurde, soos ek in die begin gesê het, van daai melatonienproduksie, nou daai blou lig van skerms,
wat 'n skerm afskei, wat uit daai lig onderdruk daai hormoon. En melatonien is die hormoon wat slaap reguleer en daai blou lig onderdruk dit. Daai selfoon ook voor slaaptyd lei net tot 'n oorstimulasie van die brein, veral deur speletjies, sosiale media of aksiebelaide inhoud. Ons moet nou maar net besef dat kinders se breine is baie meer sensitief vir daai blou lig as volwassenes sin. En kinders het meer slaap nodig as volwassenes vir gesonde ontwikkeling, vir konsentrasie en vir emosionele regulering. Nou wat julle ook kan doen by julle huis, as dit vir julle kan werk, is stel aanlyn firewalls en beperk kinders se data. Jy vra, is dit realisties? Wel, ja, dit is realisties, as jou kinders nog kinders is, en dit is noodsaaklik. Moderne ouers het toegang tot betroubare ouerbeheerde apps, soos Qstodia of Bark en NetNanny, wat ook webwerwe blokkeer en wat skermtyd beperk en selfs sosiale media interaksie monitor. Firewalls en iets wat hulle noem VPNs, dalk ken jy dit, ek ken dit nie, so ek moes daaroor bietjie gaan lees, op tuisnetwerke. Daai firewalls kan jou help om onvanpaste inhoud te blokkeer en ook om privaatheid te beskerm, want jy wil ook nie hê jou kinders se inligting moet daar buite wees nie. Daar is mense wat spesifiek jong mense teiken via die sosiale media platforms. Jy moet kinders leer ook om nie al hulle privaat inligting op sosiale netwerke en platforms bekend te maak nie. Maar ons kan nou al hierdie firewalls hê en al hierdie apps hê, maar op die einde van die dag geen tegnologie kan ons as ouers vervang nie. Ons as ouers moet maar dophou. Ons moet kyk, ons berespekteer hulle privaatheid, maar ons moet 'n oop verhouding met ons kinders hê en ons moet kan praat oor hierdie dinge. Al hierdie dinge wat ek genoem het is hulpmiddels, dis nie 'n waarborg nie. So hou die kommunikasiekanaal tussen jou en jou kind oop, dat jou kind met jou kan gesels. Ons as ouers moet ook seker maar wake-up wees, daar is verskillende maniere waarop kinders ook goeders kan wegsteek vir ons. So ek kan hulle foon kyk, en op sigwaarde is daar niks duister op hulle fone nie, maar wees ook bedag dat daar baie slim maniere is, hoe kinders ook sekere goeders vir hulle ouers kan wegsteek. So ja, ons moet bietjie cleverer wees, as wat ons tieners is. Ons moet ingelig wees. Derdens, tieners is bedraad om te eksploreer. So, moenie onrealistiese verwagtinge hê nie. Neurowetenskap wys dat tieners se dopamienstelsel en risikobewustheid nog ontwikkel. Hulle soek opwinding, hulle soek erkenning en hulle gaan die grense toets. En daarom werk regulering beter as verbod. Nie vir hulle sê moenie dit en moenie dat nie, ons moet dit saam met hulle reguleer. So gebruik apps en internetverskaffers se instellings om toegang te bestuur, maar bou ook vertroue en gesprek met jou kind. 'n Goeie metafoor is, moenie die wêreld vir jou kind toemaak nie, maar bou eerder vir hulle 'n veilige tuin waarin hulle kan speel. As jy kinders en tieners nog in die huis het, stel 'n kontrak met hulle op. Dis baie effektief, mits dit saamgestel word saam met die kind. Hulle moet ook same input gee in hierdie kontrak. 'n Digitale familieooreenkoms gee struktuur en dit gee geleentheid om te praat en om met mekaar daaroor te gesels. Jy kan gebruik maak, daar's baie templates soos die van Connect Safely of Modern Parenting Solutions. Jy kan daar gaan kyk. 'n Voorbeeld is byvoorbeeld, ons stel op ons kontrak dat wanneer ons saam eet, geen fone aan die etenstafel nie. Of ons sê byvoorbeeld slegs 1 uur op sosiale media na jou huiswerk klaar is.
'n foon word vir 24 uur weggevat indien reëls oortree is. Stel hierdie kontrak saam met jou kind op, sodat hulle ook 'n insaag daarin het. Wat belangrik is mens moet konsekwent wees, en jy moet deernisvol ook wees. Die kontrak moenie strafgebaseer wees nie, maar dit moet regtig eintlik eerder 'n uitnodiging wees om tot verantwoordelikheid, want dis uiteindelik hoe ons kinders leer om verantwoordelik om te gaan. Nou die laaste ene is, hier praat ek nou met ons as volwassenes. Baie belangrik is, ek en jy as volwassenes moet 'n voorbeeld stel. Dis krities belangrik. Onthou, monkey see, monkey do. Kinders leer nie net deur wat jy sê nie, maar hulle leer, hulle kyk vir jou, hulle hou vir jou dop. Jy kan jou 3-jarige, as jy wel vir hulle 'n foon gee, kan jy sien hoe hulle daai foon vat, hoe die vingertjie swipe en hoe hulle selfe as jy staan met die foon in die hand, hulle dieselfde mannerismes, selfe gewoontes. So kinders leer, hulle kyk wat jy deel, wat jy share, hulle kyk wat jy like en dit wat jy ignoreer. In studies wys dat ouers se sosiale media gewoontes direk beïnvloed hoe kinders hulle eie aanlyn identiteit vorm. So as jy nou iemand is wat ander mense gaan afkraak op sosiale media, of jy is sarkasties aanlyn, of jy het sneerige opmerkings wat jy maak, sal jou kind daardie toon internaliseer. Hulle sal soos jy maak. Hulle sal dink, dis maar oukei, ons kan maar iemand boelie op sosiale media, ons kan maar sê wat ons dink. Maar as jy respek en empatie en selfbeheersing modelleer, dan leer hulle dit ook. Nou vir hierdie ene gaan die kinders my dalk wil gooi met 'n foon, en dit is oorweeg 'n dom foon. Het jy al ooit van 'n dom foon gehoor? Dis die teenoorgestelde van 'n slim foon, en jy wonder seker, kry mens nog sulke goed? Ja, jy kry nog sulke goed. En ek dink juist miskien vir kinders in die laerskool wat regtig nog nie toegang moet hê tot sosiale media nie, is 'n dom foon die antwoord. As jou kind in die laerskool is jy in elk geval veronderstel om altyd te weet waar jou kind is. En meeste laerskole is regtig baie oulik. Daar's omsendbriewe en daar's WhatsApp, so hulle vertel vir jou presies waar jou kind is, wanneer jou kind daar gaan wees, en hulle laat weet as iets gekanselleer is. In die hoërskool, ja, ek verstaan, dan verander dinge bietjie andersters. Maar 'n laerskoolkind kan maar wegkom met 'n dom foon. Dis 'n slim besluit vir sekere fases van ontwikkeling. 'n Dom foon verminder sosiale media verslawing, daai oorstimulasie en toegang tot onvanpaste inhoud. Dit leer kinders verantwoordelikheid sonder die risiko van slimfone. Dink net 'n bietjie. Jy gee tog nie jou kar se sleutels vir jou kind as hulle 18 is en sê jy kan nou maar gaan ry nie. Nee man, daar's hierdie hele proses wat hulle moet deurgaan. Hulle moet eers 'n leerlinglisensie kry en dan spandeer jy deesdae, moet jy baie geld spandeer aan bestuurslesse. En dan moet die instrukteur jou kind vat om 'n lisensie te kry, anders is dit 0 op 'n kontrak. So, en eers as hulle kan bewys, hulle kan versigtig ry, dan kan hulle 'n lisensie kry. Nee, so dis hierdie hele lange proses. Maar iets wat ook baie verantwoordelikheid verg en wat regtig gevaarlik kan wees, indien dit nie reg gebruik word nie, is selfoon. Julle, die stop ons sommer net so in ons kinders se hande. Ons gee hulle geen begeleiding nie. Ons stel nie enige reëls nie. Ons gee dit net en sê, daar gaan jy. Dis eintlik onverantwoordelik van ons as ouers. Ons pluk, as julle my nou gaan verskoon, vir ons gatte 'n lekker lat. Ons gaan later die vrugte pluk, indien ons kinders nie begelei om verantwoordelik met selfone om te gaan nie. Ons fone het stil die plek begin inneem, wat stilte en teenwoordigheid en om net die alledaagse dinge te geniet. Daai stiltes
het die fone ingeneem. Dis nie net 'n toestel nie, dis 'n afleier, 'n metgesel, en ja, soms 'n afgod. Die vraag is nie net, waar is my foon nie, maar wie is ek as ek sonder hom is? Ons wonder ook baie keer, hoe oud moet my kind wees voordat ek vir hulle 'n foon gee? Ek dink nie die vraag is net, is my kind reg vir 'n foon nie? Die vraag is dalk, is ek reg as ouer om hulle te begelei? Mag jy vandag die moed hê om nie net slim te wees nie, maar ook sorgsaam. En mag jou kind nie net 'n foon hê nie, maar ook 'n anker van liefde en leiding en lig. En kom ons as volwassenes, wees ook meer sorgsaam en meer intentioneel wanneer dit kom by ons fone. En dat ons nie ook 'n slaaf word van ons fone nie. Dankie dat jy saam met my geluister het vandag. Dit was nou omtrent 'n mondvol. Ek gaan hierdie hele gedeelte gaan ek in geskrewe vorm som op die webtuiste sit vir die van julle wat daarna toe wil terugverwys. Dit is op my webtuiste Live Light, www.livelight.com. Jy kan dit daar gaan kry. Ek gaan kyk wat ek sommer 'n bietjie ekstra inligting oor sosiale media en digitale verslawing ook daar vir ons ook opsit. En stuur dit aan vir iemand wat dalk nodig het om hierdie te hoor. En asseblief gaan luister op YouTube, as ons dalk al ons kykers bietjie kan begin oorskuif na YouTube toe, sal dit goed wees, en subscribe sommer ook, dat jy nie uitmis nie. Dankie vir jou saam kuier vandag. Ek hoop dit was vir jou sinvol en insiggewend. Tot volgende keer, leef lig.